sluit ons oor. Here Jesus, mag dit werklik ons hartsverlang wees om so naby aan U te wees. Here, mag ons die heerlikheid van U beleef en voel in ons lewe elke dag. Open ons geesteskoel om U te kan sien en te kan sien wat U sien. Here, mag ons praat soos wat U sal praat, mag ons loop soos wat U sal loop. Here, mag ons werklik door die lewende brief van U wees. Ek bid nou Lord dat ons gaan stilstaan vanoggend by die woord, Here, dat dit raak in ons harte 'n nuwe saad sal kom plant van dit wat U spesifiek vanoggend vir elkeen op 'n unieke manier wil ons sê. Here, mag hierdie woord nie leeg terugkeer nie. Mag ons vars en verfris deur die Heilige Gees hier uitstap met 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Omdat ons weet, ons stap 'n pad saam met U. U los nie ons hande nie. En ons gee alle eer in Jesus se naam. Amen. So is my man ook in die communiteite en hy bring ook klipwaarts toe.
wat die Here geskep het, waarby ons verby loop en dink, net nie nog 'n klip op my pad. En die Here kom en hy kan dit gebruik. Hoe lyk die klippe op jou pad op die oomblik? Is dit goed wat jy swaar saam met jou dra? Of is dit klippe wat jy vir die Here gaan gee en sê, Here, maak oop my oë om te sien, wat is U mee besig? Wat is dit wat U met hierdie klip in my pad gaan doen? Van die Here beloof dat hy alles ten goeie sal meewerk vir die wat hom liefhet. Watter klippe is daar op die oomblik voor jou, wat jou pad moeilik maak? Is dan nie ongelooflik dat hy staan in Lukas 19 vers 40, maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Ons dink aan 'n klip en ons dink aan hoeveel keer ons stone moes oopstaan teen klippe. Of hoe ons net die klippe wil wegkry. As ek dink aan klippe, dan dink ek, hoekom sit hulle altyd klein klippies reg voor 'n speelpad? Hoe moet die kinders met hulle kaalvoete oor hierdie klippies loop? Maar hulle loop daaroor en hulle kom by die speelpad uit. Die Here weet waarmee hy besig is en die klippe sal getuig. En die vraag is jy al gereed om jou getuienis te gee? Kan jy al terugkyk na jou lewe en sien, daardie klip wat so groot was, waar ek so swaar gedra het eintlik een van my grootste getuienisse geword. Hoe lyk jou pad? In Genesis 28 vanaf vers 10 staan daar, Jakob is van Beersheba af weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê slaap. Hy het gedroom, 'n leer staan op die aarde, 'n punt van die leer raak aan die hemel, en engele van God neem op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook kan gaan. Ek sal jou na hierdie land terugbring. Ek sal jou nie die steek laat nie. Ek sal doen wat aan jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en aan die klip wat sy kopkussing was, gevat en in rappe gesit. Toe giet hy olie op die hoofd daarvan uit. Hy het plek Bethel genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe gelofte afgeneem gesê, as U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouer huis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klipie daar wat ek in hart gesit het, sal 'n tempel wees en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n diende gee. Nou, as lees hier die eerste in hierdie gedeelte dat hy is 'n vlugteling op pad iewers heen. Skielik was hy op die een pad en nou moet hy op 'n ander pad wees. Hy het sy eie doen en late bevind hy homself in 'n posisie waar hy moet vlug. En dis ongemaklik. Dis nie 'n plek waar hy homself gedink het, hy gaan homself bevind. En hy besef, maar die son is besig om te sak. En dit gaan donker wees vir lang. Vanoggend wil ek by jou hoor, op jou lewens
spyt? Hoeveel keer het jy al gevoel, jy hardloop uit tyd uit, want die son is besig om onder te gaan. Daai laaste bietjie hoop het jy verloor. Jy het nie meer dit in jou om te glo dat iets anders kan gebeur met hierdie situasie of hierdie omstandighede. Die son het gesak. En as jy kyk na die omstandighede om jou, dan sien jy vir jouself hierdie lang nag wat voor lê en jy weet nie hoe jy daardeur gaan kom nie. Waar gaan die voorsiening vandaan kom? Waar gaan ek my antwoord kry? Wie sal my help? Ek het 'n plek in my lewe waar ek nie geweet het ek gaan wees nie. Teen son onder. En ek stil en hy oornag. Is dit dalk nou in 'n lewe donker? In 'n situasie of 'n omstandighede of in jou hart of in jou gedagtes, veg jy nooit 'n geveg wat jy net van afhou wegvlug, maar jy bly terugkom by dieselfde probleem. I used to ek klink vir 'n kussing gebruik. Wie van julle het al met 'n stywe nek op die storie gekyk? En dan was dit met jou eie kussing, op jou eie bed. Nou hier het ons 'n man van 27 jaar oud, wat 'n klip vir 'n kussing op die grond moet gebruik. Meer ongemaklik dink ek kan jy nie doen. Hy het 'n plek waar hy nie wil wees nie. Dis ongemaklik, dis donker, en hy geen ander keuse as om te rus nie. En het staan vir my uit dat hy moes rus. Want wat gebeur die oomblik wat ek en jy slaap? Dit is eintlik die oomblik wat jy totaal en al oorgee. En in totaal en al vertroue vir die Here gee en sê, Here, ek het nie meer my eie krag nou nie. My liggaam sê vir my, ek moet rus. En in ons posisie van rus gee ons oor aan die een wat presies weet wat met die klippe op jou pad gaan gebeur. Dit is belangrik om te rus. Maar wanneer ons gedagtes besig is en wanneer ons vlug na alle rigtings toe om dinge te maak werk en reg te kry, sukkel ons om te rus en sukkel ons om stil te word en by die Here uit te kom. Maar die Here kan jou slaappatroon gebruik om sy woord duidelik in jou lewe te maak, om jou te kom herinner aan wie hy is. Want wanneer hy praat en wanneer hy 'n deur oopmaak, kan geen mens dit toemaak nie. Wanneer hy sê dat iets so sal wees, dan kan jy maar weet, dit sal so wees. So Jakob lê, hy raak aan die slaap, totaal en al oorgegee. Fisies kan hy niks doen, hy kan niks doen. En hy begin droom. En die Here kan praat. En Jakob kan uiteindelik hoor en sien. Want wat sien hy? Hy sien 'n leeu met engele daarop. En die engele beweeg op en af. God sal die engele opdrag gee aangaande jou. So belangrik is jy vir hom. Hierdie droom sien ons duidelik dat dit alles van die Here se kant af kom. Jakob het nie die engele geroep nie. Die engele was reeds daar. Hulle het reeds op en af beweeg. God se teenwoordigheid was op daardie ongemaklike plek reeds gewees. En ons sien hier 'n vaderhart wat aktief betrokke is by die kinders van sy lewe.
en sy koninkryk. Dis 'n Vader wat sê, ek sien jou daar, ek is by jou, ek ken jou pad. Nou, wie van julle het al 'n GPS gebruik? Nou, ek en my man het die eendag besluit, die GPS is definitief nie reg nie. En ons ken ons nou, Johannesburg se strate blyk oorbaar. Ons het vinnig geleer, ons ken dit glad nie. Ons het vinnig besef, die GPS weet te beter. En ons het vastgeval vir 2 ure wat 'n wolfie moes neem, omdat ons eie pad gevolg het. God wil ons paaie vir ons gelyk maak. God positioneer sy plan op jou lewe die oomblik wat jy rustig word. Die oomblik wat jy hom toelaat om te sê, Here, wys U vir my wanneer is U besig. Laat my verstaan en sien die groter plan. Hoe kan hierdie klip enigstens waarde toevoeg tot my lewe? En God gebruik hierdie woorde. Is dit nie mooi dat daar staan in Psalm 23, hy laat my rus by weivelde waar dit groen is. Die oomblik wat jy in God se teenwoordigheid rus, raak die mees ongemaklikste plek, die groen weivelde. Hy gee vir my vrede op 'n klip wat 'n kussing is. Tot die eer van sy naam. Dis daar waar ek sien dat hy eintlik reeds vir my voorsien. Hy sit vir my feesmaal gereed. En op daai tafel gaan ek vind alles wat jy nodig het. Alles wat jy nodig het, is op daai feesmaaltafel om die nodige krag en wysheid, vrede en genade te kan ontvang. Het jy al die flieks gekyk vir die baie oulike ouwe, 'n verskriklike buffet van ontbyt uitpak. En dan loop die tieners af en dan sit niemand by die tafel. Niemand vat eers 'n hapie van die kos nie. Hulle hardloop net daar. En dit laat my so dink. Die Here pak vir ons 'n tafel uit van goedheid, guns, antwoorde, vrede, wysheid, sy teenwoordigheid. En hy wag tot die oomblik wat ons sal kom sit en te ontvang. Maar ons is so besig om dinge self te wil doen, dat ons by die deur uithardloop en ons mis die oomblik om in die eense oor te kyk, wat reeds alles oorwin. Wat reeds die antwoord het. En al wat ek vra is, vertrou in sy tydsberekening. Vertrou op jou volkomen. Die Here gee 'n belofte. Hoeveel keer hoor ons die mense al sê, besit in hulle hart, beloftes, beloftes. Beloftes wat nie waar word nie. Want mense het ons al so teleurgestel, al so seer gemaak. Ons hoop al daar gehad net om het weer weg te vat. En onbewustelik het ons begin glo dat God dieselfde doen. Dat hy iemand is wat 'n belofte maak, maar dit nooit sal waar maak nie. Dit is maar net iets. Dit is maar net 'n klomp mooi woorde. Maar wanneer God 'n belofte maak, maak hy 'n verbintenis aan jou wat niks kan dit wegvat nie. Niks kan jou skei van die roeping wat die Here oor jou lewe het nie. Niks kan plan van die Here vir jou lewe ontbreek nie. Wanneer die Here sê, dis wat ek vir jou lewe beplan, ek ken die planne vir jou lewe, dan sê hy nie, ek wonder hieroor nie, hy sê, ek ken dit, ek weet dit, ek weet dit. Dis 'n belofte wat geen mens van jou af kan wegvat nie. Die Here maak 'n belofte aan jou. Hy maak dieselfde belofte wanneer hy sê,
25 jaar wag vir sy seëningsdag. Dit vat vertroue om te aanraak voor hom. Maar hierdie selfde God sê, ek is by jou. Ek is by jou. Hierdie selfde God sê, ek sal jou beskerm. Waarvan het jy beskerming nodig? Want selfs al stap jy deur die donker valleie, is die Here daar. Selfs al hoor jy die jakkals en die wolwe huil, sal die Here jou beskerm. Selfs al word jou vrees oorweldig, sal die Here jou beskerm. Hy sal jou terugbring na die land toe. Hy sal jou bring na daardie plek wat hy jou geroep het om te wees. Dis 'n belofte oor jou lewe en hy gaan dit nie daar los nie. Hy sê vandag weer vir jou, ek sal jou nie seer laat nie. Dis nie 'n God wat jy nie seer kan laat nie. Hier is die Vader wat vir jou goed is. Ek sal doen wat ek beloof het. Hy sal doen. Hy sal doen. Hy het reeds oorwin. Hy sal doen. Genesis 28 vers 16 tot 17 staan daar. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Hy het wakker geskrik. Partykeer voel ek, Here, laat my net wakker skrik en sien dat U is hier besig. Laat my wakker skrik en besef, wanneer ek nie kan sien nie, weet ek, U is besig met die grootste werk in my lewe. Laat my wakker skrik en besef, maar U is ook hier. Kry my uit my slaap uit, waar ek begin mens voel. Ruk my eintlik uit en laat ek net weer besef, U teenwoordigheid is in my wonder. Mag ons wakker skrik en besef, op jou ongemaklikste plek, jou ongemaklikste seisoen, is die Here daar. Waarheen sal ons gaan om sy gees rond te plek? Want gaan ons na die bodem van die see, is hy daar. Nergens waar ons kan gaan, is die Here nie. Hy wag selfs vir ons op die volgende plek. Jakob het bang geword en gesê, en ek dink by myself, ons moet eintlik weer kan bang word wanneer ons gedagtes vir ons iets anders wil bedraag. Mag ek daar 'n goeie vrees in my hê, wanneer my gedagtes vir my wil begin sê, dit help nie meer om te voel. Mag die Here my eintlik uitdruk en sê, begin bang word dat jy die leuen glo en nie die waarheid nie. Skrik wakker. Hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. En is dit nie mooi dat hy met sy eie woorde te ons sê, op my ongemaklike plek, roep ek dat hierdie die poort van die hemel is. Die hemel is ook oor my lewe. Jesus nooi ons om elke dag in die huis van God te kom. En ons kan dit doen deur te bid, en ons kan dit doen deur lofprys, en ons doen dit deur net tyd saam met hom te spandeer. En wanneer ons dan bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U koninkryk kom. Dan bid ons, Here, laat alles wat U vir my beloof het en alles wat U vir my beskikbaar het, nou in my lewe kom. Ek roep die hemel oop oor my woestynpad. Ek roep die hemel oop wanneer ek in put lê en nie weer terugkom aan nie. Ek roep die hemel oop. Hierdie is die poort van die hemel. Is dit nie wonderlik?
Die Here nooi ons uit om self op die lewe te spreek oor ons lewensomstandighede. En dit los ons met 'n verantwoordelikheid. Dit los ons door jou reg te kry op te staan en te sê, ek gaan hierdie kind vat en dit vir die Here gee. Ek gaan hom totaal al vertrou. Toe Jesus gestaan het in 'n donker was God besig met sy grootste werk om mense met hom te versien. Daar waar jy nie kan sien, daar waar jy nie weet, kan jy nie. Die Here is besig met sy grootste werk in jou lewe. En my verantwoordelikheid is om hom te vertrou. Om in daai posisie van 'n rus in te neem en te sê, Here, ek gee oor. Vat hierdie klip. En ek gaan dit draai dat dit 'n pilaar van lof sal word. Dat dit 'n getuienis sal wees dat net U kon dit doen. Net U kon dit maak. Jakob het olie gevat en oor die klip uitgegiet. En olie was 'n symbool daarvan om iets heilig te maak, totaal en al vir die Here te gee. Toe Dawid gesalf was met olie om koning te word, het dit 'n tyd gevat vir daardie belofte van die Here om in werking te kom. Hy was nie onmiddellik skaapkragtig en toe koning nie. Door die tyd verloor, tyd van vertroue dat die Here sal doen wat hy sê. En een van die grootste gevegte in Dawid se lewe was een wat hy vir klip moes vat. En met een klip slaan hy die reis dood. Sien jy dat die Here die klip by die struikelblokke dat gebruik vir die grootste oorwinnings in jou lewe. Die Here kan alles in jou lewe gebruik om te getuig van sy genade. Mag ons elke klip in ons lewe vat en sê, Here, ek draai hierdie weg op. Ek maak dit heilig en ek gee dit oor vir U. Hierdie is nou 'n pilaar van lof. Die hemel is oor hierdie omstandighede, oor hierdie uitdaging. Here, ek vertrou U. Ek gee U. Hy plek Beth-El die huis van God. Ons is die tempel van die Heilige Gees. Mag mense in jou sien, jy is 'n draer van 'n God wat in sy groot genade elke klip sal wegstoot, omdat dit wat jy gedink dood is, eintlik 'n geleentheid was vir opstanding. Hy sal die klippe wegneem, sodat jy saam met die klippe kan getuig. Die Here leef. Die Here leef. Jakob het verder gegaan en gesê, ek lê nou 'n gelofte aan, dat ek my tiende sal gee van alles wat U vir my gee. Is ons al op daardie plek in ons verhouding met die Here, dat ons so weet en so verseker is, en so vol vertroue is, dat hy gaan doen wat hy sê, dat ek al 'n belofte teenoor hom kan maak en sê, Here, ek is al bereid om terug te gee in die koninkryk in. Here, dit waarmee U my seën, gaan ek ander mee seën. Is jy al bereid om hom totaal en al te vertrou? Mag die klippe in jou lewe pilare van U wees. Kom ons staan dit aan. Here Jesus, ek wil vanoggend bid dat die hemel sal oop wees oor elkeen wat hier sit. Here, dat wanneer ons bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U koninkryk kom, dat ons sal weet U is 'n God en 'n Vader wat naby is, en ons sal voorsien in die donkerste van nag. En Here, U is die een wat die
ongemaklikste situasie sal omdraai in die grootste getuienis. Here, ons gee vanoggend totaal en al oor. Ons weet dat U die een is wat die paai is wat gaan lyk maak van ons lewe. Daarom kies ons vanoggend om nie 'n tree te gee as U dit nie saamgee nie. Mag ons so bewus wees van die werk en die hand in ons lewe, dat ons weet, daar waar ek nie kan sien, is U besig. Mag ons wakker skrik en die Gees beleef en ervaar. En ek bid dit vanoggend in U